Hy is tussen hulle. Kyk, hy wandel daar tussen die kandelaars. Hy's gedurig tussen die 7 gemeentes. Hy's gedurig betrokke by hulle. Hy lê sy regterhand op die amptdraers. Ja, hy het hulle lief. Maar, so lees ons by gemeente nommer 1, die gemeente in Efese, hulle het hom nie meer lief nie. Driemaal heilige God, inderdaad, wie sou U nie prys nie? Wie sou U nie dank bewys nie? Vir dit wat U weer op hierdie oggend vir ons gegee het. En U weet wat in ons harte aangaan, ons het dit sopas gesing. U weet wat in ons gedagtes omgaan en die woorde wat nog nie eers by ons mond uitgekom het nie, U ken dit al. En daarom kom ons na U toe eerstens met 'n belydenis dat U nie altyd vir ons die grootste vreugde en blydskap en die genade wat ons het in die Here Jesus Christus, dat dit nie altyd ons grootste blydskap is in hierdie lewe, maar dat ons optrek na U huis toe. En dat ons by mekaar kom hier, dat dit dikwels 'n vanselfsprekende saak is. Ons het 'n belydenis dat ons Here Jesus Christus nie altyd so lief het as wat ons moet nie. Dat ons in die golwe en die dinge wat in die wêreld aangaan, die sorge, die onstuimige see van wêreldgebeure en die dinge rondom ons in hierdie land, dat ons nie die reddende genade van ons Here Jesus Christus, hy wat op die water geloop het, dat ons dit nie altyd raak sien nie. En daarom, saam met hierdie belydenis, 'n woord van dank dat hy 'n reddende hand na ons toe uitgesteek het. Dat hy wil hê dat sondaar mense moet lewe en dat hulle lewe in oorvloed moet hê. En daarom kom ons na U toe vanoggend, Hemelse Vader, in sy heilige naam. Dat sy Gees ons mag seën in hierdie erediens. Seën met begrip, seën met aanvaarding, seën met geloof, seën met geloofskrag. En daar waar ons deur U woord aangespreek word, dat ons ook geseënd sal wees met 'n hart wat besny is, 'n hart wat ontvanklik is. U ken ons deur en deur. En so bid ons dan dat hierdie woord geseënd sal wees waar dit ook al trek, die wêreld deur. Nie net hier op hierdie kansel nie, maar oral waar dit gebring word vandag. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Soos verlede week lees ons weer uit die boek Openbaring en ons begin met die eerste hoofstuk, die 9de vers. Ons teksgedeelte gaan in hoofstuk 2 val. Terwille van die agtergrond herhaal ons weer hierdie gedeelte uit hoofstuk 1. Hoofstuk 1 vers 9. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basuin,
wat sê ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese, in Smyrna, in Pergamus, in Thyatira, in Sardes, in Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot aan sy voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp 2-snydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in jou regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. En dat jy verdra het, en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvan jy uitgeval het, bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Openbaring 2 vers 4. Ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Wat 'n mooi aanspreekvorm. Ons is geliefd. In en deur ons Here Jesus Christus is ons geliefd. Die owerste oor die konings van die aarde, die eersgeborene uit die dode. Hy het ons lief. Ons sien dit in hierdie skrifgedeelte, ons sien sy majesteit, ons sien sy heerlikheid beskryf in woorde en in begrippe wat die verstand verbuister. Die Alfa en die Omega, bekleed met die klere van 'n hoë priester met spierwit baard en hare, soos die oue van daai uit Daniël 7, staande met gloeiende kopervoete, met 'n diep ruisende stem, en daardie swaard wat by sy mond uitgaan, 'n skerp tweesnydende swaard. En hy is die sleuteldraer, die lewende, die ewige. Hy wat die aarde en die kosmos en alles wat daarin is, weer sal herstel. Herstel en verheerlik tot die ewige paradys. Alles bymekaar gebring
op een plek in die Bybel hier vir ons opgeskryf, wat hierdie priesterkoning sal homself nie onbetuig laat nie. Hy openbaar homself aan sy broers en sy susters. En hulle is sy geliefdes. Hulle moenie vrees nie. Hy is tussen hulle. Kyk, hy wandel daar tussen die kandelaars. Hy's gedurig tussen die 7 gemeentes. Hy's gedurig betrokke by hulle. Hy lê sy regterhand op die amptdraers. Ja, hy het hulle lief. Maar, so lees ons by gemeente nommer 1, die gemeente in Efese, hulle het hom nie meer lief nie. Hulle het hulle eerste liefde verlaat. Dit ten spyte daarvan, dat daar baie mooi dinge van hierdie kerk gesê word, ten spyte daarvan, dat hierdie gemeente so mooi geskiedenis het. Dat die Here se gesandte daar aan die begin, Aquila en Priscilla, hier 'n vrugbare aarde gevind het, en na hulle Apollos, dit ten spyte daarvan dat die apostel Paulus oor 3 jaar lank self onder hulle gewerk het, en vir hulle so 'n mooi brief geskryf het. Tot vandag toe een van die mooiste briewe wat ooit geskrywe is, die brief van die Efesiërs, waarin die apostel hulle loof vir hulle geloof in Jesus Christus en hulle liefde tot al die heiliges. Dit ten spyte daarvan dat daar arbeid en lydsaamheid, dat daar inspanning en volharding by hierdie gemeente te vind is. Die Efesiërs was nie lui nie. By die Efesiërs was daar nie ook maar net vlae en opwelling soos ons vandag onder die charismatiese groepe kry nie. Nee, daar was volharding en inspanning. En hoe kom hierdie volharding en inspanning na vore? Dit kom na vore in die feit dat hulle slegte mense nie kan verdra nie, dat hulle die valse profete op die proef stel. Want jy sien, geliefdes, die Efesiërs het die moeilike kuns verstaan, en dit was die kuns om nee te sê. Hulle sou nie terwille van vrede en liefde allerhande nuwighede verdra nie. Ons kan sê, hulle gereformeerde voelhorings het goed gefunksioneer. Alle giftige, bedwelmende dampe van dwaling, dit word vroeg opgetel. Alles wat die nugtere verstand kan verwar, alles wat ons van koers af kan lei, dit het die broeders goed herken en ook ewe goed mee gehandel. En dit kom van vroeg in die gemeente. 'n gemeente wat daar 'n staanplek moes kry in die stad Efese, waar die groot godin Diana haar tempel gehad het, met al haar tempelprostitusie en al haar okkultisme en al haar towery. Van haar ontstaan af is hierdie gemeente met hierdie verskynsel betrokke en hulle reken daarmee af. In Handelinge 19 lees ons hoe hulle na vore gekom het en al die toorboeke wat onder hulle was gesamentlik verbrand het. Om, soos ons katekismes dit stel, om so nie in die allerminste teen God se wil te handel nie. Ons moet nie hierdie eienskap van die Efesiërs onderskat nie, geliefdes. Want ons kerke en ons gemeentes vandag gaan te gronde deur mense wat nie nee kan sê nie. Mense wat of te beleef, of te beskeie, of te lou, of te swak, of te karakterloos is om nee te sê. Mense wat nie besef dat elke ja ook 'n ander kant het. As ons eenmaal teenoor God ja gesê het, sal ons tot die dood toe ook nee moet sê. Nee teenoor die eie ek. Nee teenoor elke gedagte, elke geestestroming, elke verlange, elke vriend of elke vyand wat ons van daardie ja probeer wegtrek. Dis 'n worstelstryd. Soos Paulus ook vroeër aan hierdie gemeente geskryf het, 'n worstelstryd om staande te bly teen die liste van die duiwel. Of dit nou die nuwe hervorming is,
of dit nou 'n nuwe omdigting is, of 'n nuwe vertaling is, of dit die vrou of die amp, of wie of wat ook al, of dit die Nikolaïte is, dis 'n worstelstryd. En jy moet besef, jy sal lydsaamheid nodig hê, jy sal bereid moet wees om die gevolge van jou nee te kan verdra. Want die wêreld en die duiwel gaan nie daarmee genoeg neem nie. Ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou lydsaamheid. So sê hy wat tussen die kandelare loop, en dat jy verdra en lydsaamheid besit, en dat jy terwille van my naam gearbei het, en nie moeg geword het nie. Wat 'n pragtige getuienis van die Here Jesus Christus, die getroue getuie, by wie se mond daar 'n skerp tweesnydende swaard uitkom, 'n swaard wat deurdring tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, soos die brief aan die Hebreërs dit stel. 'n Beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar's geen skepsel onsigbaar voor hom nie, soos ons nou in Psalm 139 gelees het. Maar alles is oop en bloot voor sy oë van hom met wie ons te doen het. Ook dat die Efesiërs hulle eerste liefde verlaat het. Ja, dit is die groot maar in hierdie brief. Was dit maar dat ons broeders en susters hierdie liefde verloor het. En jy weet, dit kan so langsamerhand selfs ongemerk gebeur. Die sagte lig van die liefde begin al hoe flouer te brand, midde in die grimmige daaglikse stryd begin die liefde te taan. Nee, geliefdes, hierdie is nie 'n verlore liefde nie. Hierdie liefde is verlaat, versaak. Hierdie liefde het te lastig geword, dis langs die pad afgeskit. Die gemeente het nog sterk gestaan in hulle nee, besonder sterk gestaan in hulle nee, maar hulle ja het verskrompel en verkrummel tot poeier. By die aanhoor van die Here se naam was daar nie meer 'n tinteling nie. Die Here was nie meer ons Here nie. Die gebedslewe was uitgehol. Die kerkbesoek was pligpleging. By die kerk het dit miskien net om mense gegaan. Wie gaan vandag weer op my plek sit? Wie gaan ek groet of wie gaan ek nie groet nie? Wat gaan die kinders weer in die kerk vandag doen om my te irriteer? Miskien sing die gemeente nog by nagmaal, God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehae, maar dit is net die vorm wat oorgebly het. Dis nog net die klinkende metaal en die luidende simbaal. Jy weet, geliefdes, die apostel Paulus was juis in Efese gewees toe hy hierdie bekende woorde aan die Korintiërs geskryf het. Al sou ek die gawe van profesie hê, al sou ek die geloof hê sodat ek berge kan versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Die Efesiërs kon selfs hierdie woorde in 'n preek gehoor het. Ons dien 'n jaloerse God, geliefdes. Ons dien 'n jaloerse God. En dit help nie dat ons draaie wil loop om hierdie uitdrukking jaloers, om daar rondom te kom soos die nuwer vertalings doen nie. Dis 'n jaloerse God. Paulus skryf elders aan die Korintiërs, ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Daar is so iets soos goddelike jaloesie. En dit gaan oor ons verbintenis aan een man. En daardie man het 'n hartstogtelike intieme verhouding met sy bruidskerk. Hy dien as voorbeeld vir alle gelowige mans van alle tye. Dit het die Efesiërs reeds gelees in die brief wat hulle van Paulus ontvang het. Manne,
Julle moet julle vroue lief hê. Hoe lief hê? Soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het deur die waterbad, deur die woord. En is te verstaan dat 'n man wat so ernstig voel oor sy geliefde, dat hy homself vir haar sou oorgee. Dis te verstaan dat so 'n man 'n ernstige liefdesteleurstelling sal ervaar wanneer daardie liefde hom versaak. Ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ja, daar mag miskien nog liefde wees. Liefde vir die waarheid. Liefde vir regsinnigheid, liefde vir die ortodoksie, liefde vir die tradisie. Maar die eerste liefde, daardie innige hartstogtelike eerste liefde, dit staan verlate. Ek het U hartlik lief, o Heer, my redder wat my heil bewerk. En jy weet, broeders en susters, hoe dikwels lees ons in die Ou Testament die waarskuwing, as die Here die volk wat hy uit die slawehuis bevry het, wat die Here aan die volk Israel rig, waar hy sê, as julle my verlaat, dan sal ek julle ook verlaat. Wanneer daar 'n derde party in die verhouding gekom het, dan het die Here ander pad gekyk. En jy weet hoe dikwels die volk dit gedoen het, die vreemde gode omhels het, met Baal gehoreer het, en dan lees ons hoe die Here hulle verlaat het, dat hy sy vriendelike aangesig van hulle weggedraai het. Ons lees dit dikwels. Maar hier in die beskrywe in hierdie brief aan die Efesiërs is dit nie die geval nie. Want die gemeente was juis waaksaam, die gemeente het juis standpunt ingeneem teen Baal en alles wat daarmee gepaard gaan. Daar was nie sprake van 'n derde party nie. En tog het hulle eerste liefde verlaat. Nou dat die bruidegom hom vir die bruid oorgegee het, nou dat hy die volkome offer gebring het, nou dat hy hulle met sy bloed gekoop het, nou is die eis soveel groter. Nou mag daar nie net absolute getrouheid wees nie, maar daar moet ook liefde wees, hartstogtelike liefde. Ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Christus het die paradysgemeenskap tussen God en sy mense herstel, maar meer nog, ons sien iets daarvan in die beskrywing van hom hier aan die begin van die boek Openbaring. Soos ons gesê het, dis terme en begrippe wat mekaar oortref, om die heerlikheid en die majesteit en die volkomendheid van ons verlosser te beskryf. Maar dan sal die kwaliteit van die Efesiërs se aanbidding en hulle lofprysing en diensbaarheid mos getuig, dan sal dit mos eweens getuig dat hy ons alfa en ons omega is, en dat hy ons eerste liefde is. En weet jy, as jy nou daardie brief lees, wat ons nou saam gelees het, dan moet jy opmerk dat die einde van hierdie skrywe aan hierdie gemeente dit word oopgelaat. Die eerste van die skrywes aan die 7 gemeentes van Klein-Asië, die einde daarvan word oopgelaat. Ons wil nie voorspel wat die einde was of sal wees nie. Of die Efesiërs toe onthou het waarvan hulle uitgeval het, en hoe wonderlik daai eerste liefdeservaring nog was. Daar in die begin, daar toe hulle nog met bewende hande die apostel Paulus se brief gelees het, die hierdie woorde in Efesiërs 1 gelees het, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele geseën het. Hy bedoel, broeders en susters, hy bedoel ons. Ons, soos hy ons uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dis ons van wie hier geskryf word. Onthou dan waarvan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke.
Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Geliefdes, ek herinner my aan 'n Christelike universiteit. 'n Christelike universiteit wat baie nou verbonde was aan die kerke, die gereformeerde kerke van Suid-Afrika. 'n Universiteit wat gebore is uit 'n hartstogtelike liefde van 'n jong kerk, 'n liefde vir die Here se woord. In daardie universiteit het 'n kandelaar as sy wapen gehad. En onder die kandelaar het die woorde gestaan: in u lig. In die lig van die woord van die wonderbaarlike Here wil ons wetenskap beoefen. Wil ons burgers en burgeresse vir God se koninkryk oplei. En daardie universiteit is nou oorgeneem en sy wapen het verdwyn. Daai kandelaar is nie meer op sy plek nie. Ons skrifgedeelte sê dit kan ook met enige gemeente gebeur. As ons nie in 'n ewige verwondering terugkyk, as ons hart nie meer warm klop nie, as ons wat sy geliefdes is, ons nie meer met 'n groot verlange, as ons nie meer met 'n groot verlange uitsien na die boom van die lewe nie, daar in die paradys met die bruilofsmaal van die lam. Amen. Kom laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, dat ons wat so bevoorreg is om die Here se kandelaar hier by ons te hê, laat ons hierdie woord ook ter harte neem. Nie net elke gelowige nie, maar ook hier waar die gemeentes aangespreek word. Hier waar U in die wonderlike liefde en genade nog tussen die gemeentes is en die Heilige Gees met ons is, en waarop ons kan staatmaak dat Hy wat gesê het dat Hy tot aan die einde van dae met ons sal wees. Ons bid dat ons nie net met getrouheid en met regsinnigheid en met standvastigheid teenoor die wêreld staan nie, maar dat ons ook teenoor ons Here Jesus ons liefde sal uitdra en betoon en dat die wêreld dit in ons kan sien. En so bid ons dan ook vir alle gemeentes van die gereformeerde oortuiging, maar oral waar U naam in gees en waarheid aangeroep word, dat hulle sal groei in liefde en bewondering, wat nooit sal ophou, vir Hom, ons Here Jesus Christus nie. Amen.